Ons almagtige, liefdevolle Vader, Here, ons nader na U. U was eers hier gewees. Maak asseblief die hartskamers van ons harte oop. Maak ons ontvanklik vir U woord, vir U boodskap. En dit bid ek in U heilige en ewigdurende naam. Amen. Hartlike goeiemôre aan ieder en elk van u. Ek sien hier is 'n paar besoekers. Baie welkom, voel tuis in die huis van die Here en neem ook deel aan die aanbidding wat vanoggend tot eer en verheerliking van sy naam is. Geregtigheid, regverdigmaking, heiligmaking. Hierdie is groot woorde. Dis woorde met baie betekenis binne in klein spasies opgesluit. Hierdie is dinge waarmee ek persoonlik baie gesukkel het. En soveel woorde, soveel teorieë is daar ook oor wat hierdie woorde beteken. En spesifiek wat hierdie woorde beteken in terme van die woord van God. En tog leer ons ook dat opgesluit in hierdie woorde is die evangelie. Ons hoor van die loud cry, die groot, kragtige vermaanings van die 3 engele in Openbaring 14. En ons skriflesing vanoggend kom uit Openbaring 14 vers 12 en is 'n baie bekende gedeelte. In die ou Afrikaans 53 vertaling lees dit as volg. Hier kom die leidsaamheid van die heiliges te pas. Hier is hulle wat die gebooie van God en die geloof in Jesus bewaar. Die King James vertaal die laaste sin 'n klein bietjie anders. Dit is 'n klein nuance wat belangrik gaan word wanneer ons kyk na regverdigmaking en geregtigheid deur geloof alleen. En dit lees as volg: Here is the patience of the saints, here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus. In ons vertaling, in die Afrikaanse vertaling, praat dit van die geloof in Jesus, in Engels praat die geloof van Jesus. Dis nie die verskillende dinge nie, want ons geloof in Jesus is gefundeer in Jesus se geloof in sy Vader. In sy onwrikbare verhouding met wat hy met sy Vader gehad het en vir ons kom vertoon het. En daarin sou u ooit oorweldig word met groot woorde in die Bybel. Doen een ding, gaan kyk na die voorbeeld van Jesus. Vestig u aandag op Jesus. En dan sal dinge duidelik word. Dan sal dit vir u ook duidelik word waarom hy kom sê het, hiermee som ek op alles wat in die wet en die profete en die hele skrifgedeelte staan. Waar gaan hierdie groot moeilike konsepte? En dit is wees lief vir God en wees as 'n uitvloedsel daaruit lief vir jou naaste. Regverdigmaking deur geloof is die hele fondasie waarop die reformatie, wat Martin Luther raak gelees het in 'n Bybel wat ek verstaan vasgesluit was in 'n klooster. Hy het in Romeine 1 vers 17 het hy gelees, maar die regverdige sal deur geloof gered word, nie deur die werke wat die stelsel waarin hy vasgevang, waarvan hy 'n priester was, wat dit geleer het nie deur jou eie werke nie, maar deur jou geloof in Jesus, en sy geloof en vertroue in sy Vader was. So is ons voorbeeld. Wanneer ons ooit twyfel oor hierdie groot woorde, kyk na die brongedeelte en kyk hoe Jesus dit uitgeleef. En wat is die brongedeelte van regverdigmaking en geregverdiging? Reg.
So voordat my medebroers in dieper in hierdie onderwerp gaan indelf, onthou hierdie as 'n vooruitopsomming van die opsomming wat ek later sal doen. Waar gaan regverdigmaking? Waar gaan dit wat Jesus vir ons kom wys in sy voorbeeld toe hy op die aarde geloop het, toe hy omgegaan het met selfs mense wat vyandig teenoor hom opgetree het, waar die reformatie, die hervorming gegaan het, en in 1888 waar ons kerk as gevolg van die hervorming weer onthou het, maar daar is 10 gebooie, daar is die wet, daar is die profete, en spesifieke klem op sekere dinge binne in die wet begin plaas het, goeie dinge, regte dinge. En in 1888, by algemene wêreldkonferensie, kom ons kerk by 'n draaipunt, 'n sleutelpunt, amper 'n reformatie binne in ons eie gemeente weer, waar daar 'n verskriklike klem geplaas is op die wet wat goed was, want dit het ons laat terugkeer na die dinge wat belangrik is. Dit het ons herinner aan hierdie spesiale dag, waar ons vandag kan deelneem aan God se spesiale dag, die Sabbatdag. Maar 2 manne staan op, A.T. Wagner en Jones, en een van die voorlopers in ons kerkbeweging, herinner ons dat dit is die regverdigmaking deur geloof waardeur ons gered word en nie deur onderhouding van die wet nie. Dit beteken nie die wet is onbelangrik nie. Die wet is ons spieël. En wanneer ons hierdie spieël teen Jesus se karakter meet, dan kom ons agter hoe ver ons tekort skiet. En dan beroep ons onsself op sy krag, deur die Gees en deur die wynwerking van God in ons lewens, om ons te red, om regverdig te word. En wat is dit? Is om die regte ding, vir die regte rede, met die regte Gees te doen, en dan die regte resultaat te verwag. Kan ek dit net weer sê? Om die regte ding, vir die regte rede, met die regte Gees te doen, want dan kan ons op die regte resultaat onsself vergewis met God se krag. Ek stel vir Stefan aan die woord. Geen pyn nie, Artie. Waardeer. Oeps, het hierdie gou wegskuif. Baie dankie, Aubrey, vir jou inleiding, vir die impak daarvan en die belangrikheid daarvan rondom die 4 van ons se gesprek en prediking vanoggend, wat ons met nederigheid aan God te danke het. En ek wil, toe ek nou my deel opstel, wil ek vir ons 'n kort net gebedjie saam doen, as julle met my saam die hoofde sal buig. Dankie Jesus dat U vir ons die woord ontsluit. Dankie vir die voorreg dat ons deur die insig van Maurice Wenden hierdie woord met ons broers en susters kan deel. Ek bid dat die Heilige Gees in ons en deur ons sal spreek in die heilige naam. Amen. Hierdie van my deel is opsomming van Maurice Wenden se preek aangaande Jesus, ons verhewe verlosser, en perspektiewe aangaande Getsemane. Ek gaan met julle 'n klein noot deel. Ek het, na ek nou aangesluit het, by die kerkraad betrokke geraak het, gesien ons broers preek nou en dan, het ek op 'n stadium vir eintjies gesê, ek sou graag wil gesprek voer oor wat Jesus beleef het in Getsemane. En ek beskou dit as die wil van die Here dat hierdie deel vir my voorgelees en ek hoop ek bring eer daaraan. Reeds teen aanvang van sy preek identifiseer Wenden 4 aspekte van die menslike swakhede wat God nie ken nie. Interessant. God ken nie sonde wat hy nie haat nie. Hy haat alle sonde.
God ken nie 'n sondaar wat hy nie lief het nie. Hy het ons almal lief. God ken nie 'n sonde wat hy nie sal vergewe nie. Waar hierdie lesing gaan, sal ons sien hoe diep daardie vergifnis in der waarheid oor, hoe diep daai genade loop. En dan, God ken nie 'n tyd beter as nou nie. Hoeveel keer wat ons hier gekonfronteer oor daai keuse wat ons moet maak. Daai tyd wat nie beter as enige ander is nie, om voor Jesus te kniel en sê, Jesus, ek is 'n sondige en onwaardige diensknegt van U. Vergewe my tekortkominge, dat ek U kind genoem kan word. Hy verwys ook na Ellen White se Testimonies to Ministries and Gospel Workers. Dit is 'n samestelling van dokumente wat Ellen White geskryf het tussen 1903 en 1913. In konteks van die regverdigmaking van geloof, haal hy Ellen White se verwysings na Elders, Waggoner en Jones se inspirerende boodskap as volg aan. The message was to bring more prominently before the world the uplifted Savior, the sacrifice for the sins of the whole world. It represented justification through faith and surety. It invited the people to receive the righteousness of Christ, which is made manifest in the obedience of the commandments to God, waarby Aubrey aangehaal het. Many had lost the sight of Jesus. They needed to have their eyes directed to His divine person, His merits, His changeless love for the human family. Hoe krities is daai spraak wat sy daai tyd gegee het, nog steeds vandag in ons lewe 'n realiteit. Die tema van Wenden se gesprek met ons sentreer verder hoofsaaklik op die uiteindelike genade en liefdesoffer van Jesus Christus. Daarin dat hy vir die onberekenbare, doch wel toerekenbare skansonde van die mensdom se lewe, ja ook sy wese, Jesus se wese, opgeoffer het. The sacrifice of our uplifted Savior for the sins of the whole world, voeg Wenden by. In verband met Getsemane spesifiek, toe sê hy vir hulle uit Matteus uit, my siel is diep beproef tot die dood toe. Bly hier en waak saam met my. En dan in vers 39, hy het 'n bietjie verder gegaan en op sy aangesig geval en gebid en gesê, my Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan, nogtans nie soos ek wil nie, maar soos U wil, in afhanklikheid van sy Vader. Wenden maak 'n radikale opmerking in die verband. Hy sê, did you know that Jesus died before He died? En eers as ons nou verder deur hierdie gesprek kom van Maurice Wenden, gaan ons besef waarvan af dit kom. Toe ek hierdie ding aanvanklik lees, te sê ek, okay, ek het besef die lyding van God en van Jesus op daai oomblik was sekerlik groot genoeg om daardie stelling te regverdig. Maar kom ons ontleed dit. Die hart en gees en die verskeurende gewig van die blaatante en banale sonde van die ganse mensdom van die skepping af tot vandag het Jesus gekonfronteer. Die terme, gedagtes wat ek by my opgekom het, ontgoocheld, teleurgesteld, vervreemd, verworpe en alleen, skiet onteenseglik tekort om dit wat Jesus in hierdie oomblikke ter wille van elkeen van ons moes beleef, om dit te beskryf. Waarlik, Jesus in sy eie woorde was wel beproef tot die dood toe. In perspektief tot Getsemane konstateer Wenden dat die verhouding tussen Jesus en sy Vader tot die wederkoms vir die mens bykans onbegryplik sal bly en dat ons dit slegs vaagweg aan die hand van God se ontferming en genade en verlossing rakelings kan verstaan. Die ontferming van God se verlossing is in der waarheid so groot dat dit bykans onbegryplik is vir ons wat sy kinders is. Daar was verskeie aanvallende stellings teen die kwessie van hoekom moes Jesus dan aan die kruis sterf.
Mense het aangeval en gesê dat die kruisiging nie nodig was nie en dat God nie nodig gehad het om sy seun te stuur nie. Toe reageer 'n jong student van Pacific Union as volg, en ek lees graag. My Bible tells me that God was Christ reconciling the world unto himself. They were thus together, but Jesus didn't feel like that. There's something that happened that night in Gethsemane that you and I will never understand, that we will never go through. Don't forget, don't ever try to compare the experience we have in this world to what Jesus went through in Gethsemane. En hy sê stellig, there is no comparison. Ek wil vir julle sê, daar is oomblikke in hierdie gesprek wat my gemoed volskiet, en julle moet dit verskoon, en ek sal probeer om dit weg te steek. Maar dit is dinge wat ons ter harte aanspreek, aan ons siel raak, om te besef, wat het hy werklik vir ons gedoen? Jesaja 53 vers 5 vergelyk. Maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor. Ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Woorde wat ons net kan internaliseer en vir ons elkeen introspeksie doen en vir onsself vra, waar pas ek in? Watter aandeel het ek in hierdie leiding van God? Gebruik ek genoeg tyd op my knieë om alleen te sê, dankie Here, ek verdien dit nie. Wenden redeneer dat ons die fenomenale omvang van die mensdom se sonde op hierdie aarde, lewend of dood, die totale mensdom, sedert die begin van tyd moet verreken. Laat ons juis hierom vir 'n oomblik in ons gees en harte stil wees. Jesaja beskryf die omvang van die beproewing en diepe droefheid in die wese van Jesus Christus in die tuin van Gethsemane. Jesaja 53 vers 6. Ons almal het gedwaal soos skape. Ons het elkeen sy eie pad geloop. Hoe is ons nie geneig nog steeds in moderne tyd om vir onsself die mantel van waardigheid en die mantel van sondeloosheid aan te hang? Nie in 'n realiteit nie, maar as 'n skyn. Ek oordeel nie, ek sê maar net wat ons is. Maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. Wenden konstateer as volg: He had tasted the death for every mankind at this very moment, and he fell dying to the ground, dying in Gethsemane when Jesus died before he died. So verskriklik was daar die lyding en daai, kom ons noem dit die oomblikke van pleidooi, die oomblikke van versoeke van tussentrede van Jesus af, dat die sonde van die aarde van meet af aan tot nou toe in der waarheid amper te veel geraak het. Satan se doelwit was ewige skeiding tussen God en Jesus, en God en die mens. Satan het geglo dat hy deur jarelange kastyding van Jesus tot in Gethsemane daarin sou slaag om die pak tussen Jesus en sy Vader ewig te vernietig. Wenden doen die vraag oor wat is die oomblik van sonde, en dit is 'n belangrike ding dink ek vir ons om te weet. Wenden maak dit duidelik dat sonde aanbreek op die oomblik waarin ons God se ingrepe in ons lewens verguis en op onsself en op ons eie krag vertrou. Die oomblik toe Satan, Eva, Adam, ons en alger tussenin besluit het om onsself onafhanklik van God in eie krag te laat funksioneer, het ons alger gesondig. Die besluit was reeds die sonde, nie die daad op sigself nie, die daad was die gevolg van die sonde. Ons kyk na Jesus se vrees in Gethsemane. Ellen White se boek Desire of Ages beskryf as volg: But God suffered with his son,
Angels beheld the Saviour's agony. They saw their Lord enclosed by legions of satanic forces. His nature weighed down with a shuddering, mysterious dread. There was silence in heaven. Dink aan daai, kom ons sê amper tasbare stilte wat in die hemel was op daai stadium. No harp was touched. Could mortals have viewed the amazement of the angelic host in silent grief as they watched the Father separating his beams of light, love and glory from his beloved Son? Dink daaraan as God aan ons dit sou doen. Beams of light, of love and glory afgesny van ons af. They would better understand how offensive in God's sight, in his sight, sin would be. Kortom, ons kan die lyding van Jesus slegs rakelings konstateer of kontempleer. Slegs om te besef dat Jesus alles ter wille van ons opgeoffer het. Engele beproef as gevolg van Jesus se lyding. Wenden konstateer dat die engele wat derentyd Jesus bygestaan het, nou vanuit die hemel Jesus se lydenspad en doodstryd in Getsemane met stille beproewing en droefheid gadeslaan. Hul jubelsang het stil geword. Hulle het al gesigte, ek wil sê, moes wegdraai. Al kon Jesus se lyding nie verder aanskou nie. God stuur toe vir Gabriël om Jesus te onderskraag. In die konteks van Lukas 22 vers 43 skryf Ellen White as volg: The angel came not to take the cup from Christ's hand, but to strengthen him to drink it with the assurance of his Father's love. Die beker om ons sonde te bedek. He came to give power to the divine human suppliant. He pointed him to the open heavens, telling him of the souls that would be saved as the result of his sufferings. God die Vader het Gabriël, wie gesmag het om Jesus te hulp te snel, gestuur. God het hom nie gestuur om die beker van Jesus weg te neem nie. Hy het gekom om Jesus in hierdie oomblikke van stryd by te staan en hom krag te gee. Wenden sê, Gabriel pointed him to the open heavens from whence he had just come, telling him of the souls that would be saved as a result of his suffering. Jesus merk op dat sy disippels slaap. In die ou dae het dit my gepla dat hulle geslaap het, maar Jesus bring dit self in der waarheid in konteks. Ons lees uit teks die Lukas 22 vers 45. Toe staan hy van die gebed af op, Jesus, en kom na sy disipel en vind hulle aan die slaap van droefheid. Dalk het ons dit al in ons lewens ervaar, dat jy so bedroefd raak, dat jy verkieslik slaap. Ons kan die disipels nie oordeel nie. Hulle het in der waarheid vir Jesus moes tot siens sê, en ek dink in 'n mate het hulle toe eers dit begin besef. Matteus 26 vers 41, waak en bid, sê Jesus toe, dat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak. Ek vra toe vir myself onmiddellik, hoekom die woord versoeking? As hulle nie bid en waak nie, maak hulle die deure oop vir die magte van die duister om hulle ook te versoek, om hulle ook weg te raap en te verskeer. En soos ons weet, het van hulle wel geval daarna, maar weer teruggekeer. 3 keer het Jesus gebid, en ek haal net die eerste 2 aan, die derde en is presies as die tweede een. My Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan, nogtans nie soos ek wil nie, maar soos U wil. Praat weer met God. Matteus 26:42, my Vader, as hierdie beker nie by my kan verbygaan, sonder dat ek dit drink nie, laat U wil geskied. Hy plaas daardie stryd, daardie bekommernis, daardie hartseer, daardie verwydering
plaas hy in God se hande, want hy het geweet dat hy medegeroepene is vir die sondes van die mensdom. Wenden konstateer verder, humanity has shrunk from that last crowning sacrifice, but suddenly the history of the human race comes up before the world's Redeemer. He sees that the transgressors of God's law, sinners, if left to themselves, will perish. He sees the helplessness of man. He sees the power of sin, the woes and lamentations of a doomed world rise before him. He beholds its inevitable and his decision is made. Jesus se besluit is geneem. He will save mankind at any cost. Selfs die hoogste prys. En hierdie raak ons harte. Ons moet dit beleef en ons moet dit bedink oor wat Jesus hier sê. Sy laaste woorde. Eli, Eli, lama sabachthani. My God, waarom het U my verlaat? En dan die laaste. Vader, in U hande gee ek my gees oor. En toe hy dit gesê het, blaas hy sy laaste asem uit. Morris Wenden sluit af. Never can a mortal know how my sins through the red like crimson can be whiter than snow. Love of Christ so freely given, grace of God beyond degree, mercy higher than the heavens, deeper than the deepest sea. My Lord, how great thou art. Amen. Dankie julle. Die boodskap van Getsemane raak 'n mens se hart aan. Dis wat die Here vir ons bereid was om te doen. Hy het geen koste ons sê nie. Hy sou enigiets doen om ons te red. Matteus 6 vers 33 sê, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Vanmôre die Leideroep boodskap wat 1888 begin het. Vanmôre praat ons oor die derde engelse boodskap. En my deel vanoggend is, waar kom heiligmaking in? Dis die gedeelte waarmee ons so bietjie 'n probleem het. Dit wat ons tot nou toe gehoor het, dis 'n mooi boodskap. Dis 'n boodskap van redding. Ek lees weer vanoggend vir ons die derde engel boodskap, die laaste gedeelte daarvan in Openbaring 14 vers 12. Hier kom die lydsaamheid van die heiliges te pas. Hier is hulle wat die gebooie van God en die geloof in Jesus bewaar. Julle sal saamstem dat die heiliges wat hiervan gepraat word in hierdie vers, het die eerste engel boodskap en die tweede engel se boodskap gehoor, die waarskuwings daarvan, en dit het hulle harte aangeraak. En vanmôre praat die Bybel van hulle as die heiliges. Kyk mens mooi na wat die drie engele boodskap eintlik vir ons sê, en ons spring oor na Openbaring 18 wat die vierde engel boodskap vir ons sê, kom uit daaruit. Die boodskap gaan oor Babylon, dat mense in Babylon vasgekeer is. Wat beteken dit werklik om in Babylon vasgekeer is? Wat wil die Here werklik waar vir ons laat deurdring met die drie engele boodskap? Hoekom het hy in 1888 vir ons 'n boodskap gegee om te sê ons is nog steeds vas in Babylon? Babylon in sy eenvoudigste beteken, ons is nog steeds besig met ons eie werke om redding te probeer verkry. Ons wat Adventiste is, ons wys die vinger na die Katolieke Kerk en ons sê, jy moet net nie in die Katolieke Kerk wees nie, dan is jy uit Babylon uit. Terwyl die gevaar is, dat ons in geestelike Babylon vassit. En dis hoekom die Here vir ons die 1888 boodskap gee. En hy herinner ons weer daaraan, vanmôre.
As 'n mens na Openbaring 14 vers 12, ons skrifgedeelte kyk vanmôre. Ek het, toe ek in die kerk ingekom het, na hierdie vers gekyk en ek het gedink, verkeerdelik, ek moet lydsaam word. Ek moet 'n heilige word. Ek moet die gebooie gehoorsaam. Ek moet die Here se geloof aanneem. En dis 'n verkeerde fokus. Vanmôre se boodskap sê vir ons, soek sy geregtigheid. Soek om in die regte verhouding met God, ons medemens en die hele skepping te leef. Soek daardie reg wat broer Abri van gepraat het vanmôre, vir die regte redes, en dit gaan die regte gevolge hê. Die Here sê, kom uit Babylon uit. Sy leiderroep van 1888 sê, deur die Here in sy groot genade nooi die mensdom uit om die geregtigheid van Christus te ontvang. Van wie moet ons die geregtigheid ontvang? Van Christus. Ons moet dit ontvang. Werk 'n mens vir iets wat 'n mens ontvang? Nee, dis 'n geskenk. Hoe sal ons weet as iemand die geregtigheid van Christus ontvang het? Die vrug van gehoorsaamheid aan al die gebooie sal manifesteer. Met ander woorde, dit sal sigbaar word in ons lewens. Dit sal tevoorskyn kom. Openbaring 14 vers 12 is 'n bewysteks vir diegene wat Christus se geregtigheid ontvang het. Ons fokus is nie op Openbaring 14 vers 12 nie. Dis net die vrug van God se werk in ons. Ons moet dit baie duidelik vanmôre verstaan en hoor. Ons moet die geregtigheid van Christus ontvang. En wat is dit en hoe is dit? Nou as die leiderroep boodskap sedert 1888 verkondig word en ons is 137 jaar later nog steeds besig. Dink julle nie daar het iets dalk al verkeerd geloop? Hoekom is ons nog steeds hierso? Hoekom het die Here ons daardie tyd gewaarsku en vir ons kom herinner aan Jesus se geregtigheid as ons 137 jaar later nog steeds stoei daarmee? Dink julle dit is moontlik dat die duiwel dit reg gekry het om daardie waarskuwing boodskap te kom verdraai en dat ons miskien 'n verdraaide vorm van die drie engele boodskap verstaan en nog erger dat ons dit verkondig en daarom kan die Here nie klaarmaak met sy werk in ons van geregtigheid nie? Is dit moontlik julle? Die Here wil deur hierdie boodskap vir ons sê, kom uit Babylon uit. Hierdie boodskap verkondig iets wat beter is as wat ons ooit kan dink. Dit is baie beter. Ons word meer vergewe in Jesus Christus as wat ons nog ooit gehoop het. Peer se aanbieding vanmôre wys vir ons is meer geliefd deur Jesus wat alles behoort sal gee om ons te red. Sy aanvaarding van ons en die toestand waarin ons is meer as wat ons ooit waag om te hoop. Dis hoe goed die evangelie boodskap is. Dis 'n goeie nuus van super vergifnis. Vergifnis asof ons nog nooit gesondig het nie. Die groot terme daarvan is toegerekende geregtigheid. Jesus se wonderlike toegerekende geregtigheid wat hy vir ons gee. Sit 'n bietjie daai prentjie op. Ek het gewaag om 'n prentjie saam te stel. Ons kyk van onder na bo. Die geregtigheid van Christus deur geloof. Aan die linkerkant sien ons dis regverdiging. Dis hierdie genadige geskenk van jy is totaal vergewe. Asof jy nooit gesondig het nie. Dis hoe goed die evangelie boodskap is. Maar dan aan die regterkant is die heiligmaking boodskap. Wat is hierdie heiligmaking boodskap? Voor ek daarby kom. Hierdie regverdiging
wat die groot geregsterm toegerekende geregtigheid is. Wat verhinder ons om werklik super vergifnis te ontvang? Hoekom sit ons nog hierso en ons twyfel in God se liefde en sy goedheid? Ek kan dit verstaan as nog niemand dit gehoor het nie. En ons moet vandag uitgaan met daardie goeie boodskap. Almal is super vergewe daar buite, asof hulle nog nooit gesondig het nie. Maar miskien glo ons nie regtig waar ons is so sondig nie. Miskien het ons groot geword in 'n kerkomgewing waar ons veilig groot geword het en waar ons 'n morele lewe leef. En ons sê, regtig waar so tipe van vergifnis nodig. Ek wil vir julle sê, broers en susters, ons het dit miskien nie nodigste. Hoekom gee die Here vir ons die 1888 boodskap? Hoekom sit ons 137 jaar later nog steeds? Hoekom het daai boodskap nog nie uitgegaan in sy volheid? Miskien verstaan ons dit verkeerd. Wat is nog 'n rede hoekom ons super vergifnis nog nie aangeneem het nie? Is dit miskien omdat ons leuns glo van God? Leuns wat ons miskien laat vrees? Leuns wat maak dat ons harte gesluit bly vir die oordrewe liefde en aanvaarding vir ons as sondaars? En miskien is dit eenvoudig met ons net nie in die woord van God ons tyd spandeer en dat hierdie boodskap van supervergifnis tot ons harte deurdring nie. God wil elkeen van ons bring by die plek waar sy goedhartigheid ons lei na bekering. Romeine 2 vers 4. Wat ons tot dusver gehoor het, is sy toegerekende geregtigheid. Sy toegerekende geregtigheid, as ons daarop fokus, as ons dit inneem, dan sal dit ons wantrouige gees van vrees oorkom, sodat ons hart in vertroue ten volle wyd oopmaak, sodat die tweede deel van God se geregtigheid, sy oorgedraagde geregtigheid, sy heiligmaking werk, sodat hy dit kan doen en kan klaarkry. En dis hierdie gedeelte wat ons mee sukkel, hierdie heiligmaking, hierdie die karakter van God deuragtig word. Hierdie is die kritiese deel van God se geregtigheid, wat ons in ontvangs moet neem deur geloof. Maar die probleem is, en Morris Wenden praat ernstig met Adventiste in hierdie boodskap, want dit is 'n 1888 boodskap aan die Adventiste gemeenskap. Dis hierso by die heiligmaking aspek, die oorgedraagde geregtigheid, wat ons die Babylon mentaliteit het. Dis hier waar ons sê, God help diegene wat hulle self help. In steede van om te besef, God help slegs diegene wat totaal magteloos is in hulle self en wat weet dat hulle 'n verlosser nodig het. Gaan lees Matteus 5 vers 3. Dis Jesus se woorde. Dit is hierso met heiligmaking wat ons glo, ons met die sonde veg. In steede daarvan om te besef, God se werk is om die mag van sonde in ons lewens te breek. Dit is ons werk om die geloof te veg. Dit moet ons absolute fokus wees om God se toegerekende geregtigheid, sy supervergifnisboodskap in oorgawe te ontvang. Laat toe dat die Here ons hart wen. Jou hart sal dan oopgaan en God sal dit vul met Christus se oorgedraagde geregtigheid. Ons ontvang nuwe begeertes daardeur, suiwer motiewe, nuwe insigte, inspirasie, rigting en daaglike krag om sukses te behaal. Dit is heiligmaking, wat slegs deur geloof in Christus gebeur. En Jesus sê,
waarsonder niemand die Here sal sien nie. Dis Christus se oorgedraagde geregtigheid. Julle sal vir my vra, maar waar kom, as alles dan uit Jesus uitkom, waar kom gehoorsaamheid dan in? Wat is gehoorsaamheid dan? Waar speel dit 'n rol? Gehoorsaamheid is 'n faset van heiligmaking. En heiligmaking kom deur geloof. So as heiligmaking deur geloof kom, dan sal gehoorsaamheid deur geloof kom, nie uit onsself uit nie. Ek gee oor aan broer Stefan. Gehoorsaamheid. Ook sentraal in hierdie aanhaling wat Morris Wenden gebruik het van ouderlinge Wagner en Jones. Het julle so blaadjie ontvang? Is dit uitgedeel? Het julle elkeen so ene gekry? Ek wil nie saam met my daarna kyk. Ek wil 'n paar gedagtes daaruit uitlig en kyk hoe ons hierdie partykeer baie moeilike begrippe in teologiese terme en goeters, hoe ons dit verstaan. Ek lees vir ons uit hierdie aanhaling uit. Die Here het in sy groot genade die kosbaarste boodskap aan sy mense gestuur deur ouderlinge Wagner en Jones. Hierdie boodskap verhef die verlosser, die een wie homself opgeoffer het vir die sondes van die hele wêreld. Die boodskap toon geregtigheid deur geloof in die blye versekering. En dan hier kom die boodskap. Dit nooi die mensdom uit om die geregtigheid van Christus te ontvang, wat manifesteer in gehoorsaamheid aan al die gebooie van God. Baie het Christus uit die oog verloor. Hulle het nodig om hulle fokus te verskuif na sy goddelike karakter, sy verdienste en sy onveranderlike liefde vir die mensdom. En dan, alle mag is aan hom gegee, dat hy ryke gawes aan die mensdom geskenk kan word, om die onskatbare geskenk van sy geregtigheid aan die hulpelose mens te kon gee. Hierdie is die boodskap wat in opdrag van God aan die hele wêreld verkondig moet word. Dit is die derde engel se boodskap wat met 'n harde stem geproklameer moet word, meegaande met die uitstorting van die Heilige Gees in 'n groot maat. Sentraal tot hierdie boodskap is gereg of gehoorsaamheid wat uitvloei en gesien kan word in die hou van die gebooie, al God se gebooie. En nou dis moeilike konsepte, selfs vir mense so oud soos ek. Ek sukkel al jare met wat dit beteken. Maar Christus as die groot leermeester gee vir ons gelykenisse. En gelykenisse is 'n wonderlike manier om waarheid oor te dra. Nou gelykenis kan op twee wyse gesien kan word, of die twee aspekte. Dit kan die waarheid conceal of verberg, of dit kan die waarheid reveal, ontbloot. Vir die mense wat dit nie wil hoor nie, sal dit die waarheid conceal. Vir die mense wat dit wil hoor, sal dit die waarheid oopmaak, verstaanbaar maak. So kom ons kyk na hierdie gelykenis in Matteus 22. En hierdie is die gelykenis wat Morris Wenden gebruik in sy preek en in baie van sy een van sy mees bekende preke, Naked to the Wedding. Kan ek hande sien, wie het al die preek Naked to the Wedding gehoor? Meeste van ons.
Hy vertel dan en begin die gelykenis Jesus dat daar 'n koninkryk was, en wat Morris sê is, wanneer jy die woord koninkryk lees, vervang die woord die koninkryk van God met die geregtigheid van Christus. So as die gelykenis sê die koninkryk van God of die koninkryk van die hemele is soos, dan kan jy sê die geregtigheid van Christus is soos. En dan kan jy die res van die gelykenis lees. In hierdie gelykenis, as 'n mens dit kort saamvat, word die mense of die koning se diensknegte uitgestuur om die genooides te nooi vir die bruilof. Maar die bruilof of die genooides van die bruilof stel nie belang nie. Weer stuur hy hulle uit en sê die offer is geslag, die lammers is geslag, die feesmaal is reg. Kom na die bruilof. En hulle het hierdie mense, of meeste van die mense het dit verag, teruggegaan na hulle grond, hulle boerderye, hulle besighede, of waarmee hulle ook al besig was. Sommige het hierdie boodskappers gegryp, hulle doodgemaak. En toe die koning dit hoor, het hy sy leer gestuur. En daai moordenaars het hy gedood en hulle stad afgebrand. In hierdie hele gelykenis is die hele geskiedenis van die mensdom. Voor die kruisiging, die offer, na die offer word die gaste weer genooi, die boodskappers word gedood, en hulle stad, Jerusalem, word 70 na Christus afgebrand. Dan gaan die boodskap uit, en die koning sê, nooi almal. Hierdie mense het ek genooi, maar hulle was dit nie werd nie. Hulle was nie waardig nie. Nou, wanneer 'n mens kyk na 'n bruilof uitnodiging, wanneer 'n mens nou iemand sou uitnooi na 'n bruilof toe, die persoon wat genooi word, hoeveel deel het hy aan die uitnodiging? Gaan 'n persoon na iemand toe en sê, hoor hierso, nooi my uit na jou dogter se troue toe, of hang dit van die persoon af wat nooi, wie hy nooi? Ons het geen deel daaraan nie. Net so het ons ook geen deel om by te dra aan dit wat Christus gedoen het vir ons nie. Dit is 'n uitnodiging. Jy kan dit aanvaar of jy kan dit van die hand wys. En in daardie tyd is dit so gewees met adelstand en ryk mense dat saam met jou uitnodiging kom jou bruilofskleed. Jou klere word verskaf. En as 'n mens verder na die gelykenis kyk, is daar iemand wat sonder die kleed opdaag en wat die koning dan nader roep en sê, vriend, hoe het jy hier ingekom sonder die kleed? Nou, Morris Wennen op 'n baie humoristiese manier verwys na ons tyd, die mense in hierdie tyd waarvoor hierdie boodskap bedoel is, hierdie derde engelboodskap wat moet uitgaan, en gesê of verwys na Openbaring 3 vers 17 na Laodicea. Wie is Laodicea? Dis ons. En hoe is ons? Ons sê ons is ryk en het verryk geword en het niks kort nie, maar dan sê die woord van die Here vir ons, dit is ons wat naak is, wat beklaanswaardig is, wat arm is en wat blind is. So hierdie persoon gaan sonder 'n kleed na die bruilof toe, naak. Hierdie kleed waarvan gepraat word, kan ons van lees by hierdie bruilof in Openbaring 19, as jy saam met my wil blaai, Openbaring 19,
vers 7 en 8. Laat ons bly wees en ons verheug en aan hom die heerlikheid gee, want die bruilof van die lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak. Sy het haar gereed gemaak, die kerk het haarself gereed gemaak. En hoor nou, en aan haar is gegee om bekleed te wees. Dit is aan haar gegee om bekleed te wees. Met rein en fyn, blink en fyn linne, want die fyn linne is die geregtige dade van die heiliges. Wat is die kleed wat ons aantrek? Hierdie kleed van geregtigheid. Dis 'n kleed van geregtige dade. Nou die gees van profesie sê vir ons, in hierdie kleed is daar nie een stringetjie, een garingkie van menslike insette nie. Dit bestaan nie, die hele kleed is gemaak in die hemel. En die woord sê vir ons, alle goeie werke is in Christus vir ons voorberei, sodat ons daarin kan wandel. So as daar 'n voetstap is, sit jou voet in die voetstap, in die spoor van daai voetstap, en dan die volgende een, en so volg ons Christus. Hoe doen 'n mens dit? Jy weet, ek dink elkeen van ons hier binne het hierdie stryd. Jy weet dis verkeerd, maar jy weet dis lekker. Ek geniet dit. Het jy al daai spanning in jouself gehad? Hierdie is nie reg nie, maar ek wil. En jy weet, en as jy daaraan terugdink en sê, Here, ek weet dis verkeerd, ek wil nie, maar dan doen ek dit. Ek wil. Gee my die krag, werk in my hart, en verander my. En na 'n sekere tyd kom jy agter, maar daardie klein aspekkie waarmee jy gesukkel het, wat vir jou uitdaging was, dit is nie meer vir jou in jou hart nodig om daarna te hinker nie. Dis nie meer daar nie. En hierdie is 'n werk van 'n leeftyd. Want sodra jy met die een klaar afgehandel is die volgende uitdaging daar. Maar dit word nie afgehandel in jou sterkte nie. Dit word afgehandel met sy krag en sy sterkte. En so word ons verander. So wanneer ons kyk na Christus en bly kyk na hom, word ons verander. En hierdie proses is 'n proses van dag na dag. Dieselfde manier wat jy die uitnodiging aanvaar, dieselfde manier moet jy die kleed aanvaar. Dis dieselfde ding. Dis 'n proses en 'n werk van elke dag. Ons raak dan gehoorsaam. Ons gehoor of ons hoor en ons gaan saam. Ons hoor en ons gaan saam. Ons hoor en ons gaan saam. Dankie. Baie dankie, broers. Om af te sluit en op te som, het ons in 'n paar minute, dalk vir dit vir 'n bietjie langer as 'n paar minute, van julle vir dit dalk soos 'n paar sekondes, het ons probeer om 9 lesings van amper 'n uur lank elk van leraar Morris Wenden wat hy in 1988 by Sequel kampvergadering gelewer het. Ons sal hierdie hulpbronne ons beskikbaar maak. Ons kerk het legio hulpbronne oor hierdie regverdigmakingsproses, oor hierdie bewusmakingsproses, en
Dit gaan oor hartsverandering. Die kleed waarna Stefan verwys het en waarna die Bybel verwys, dis nie 'n kleed wat ons aantrek van Christus, wat ons sondes verdoesel en wegsteek nie. Dis 'n kleed wat ons aantrek, want ons erken ons is sy kinders, en dan word daar 'n hartsverandering by ons teweeggebring. Geen wonder dat een van die voorvaders, moeders van ons kerk het gesê, indien moontlik spandeer 'n ure dag om te dink aan wat gebeur het met die oploop na die kruis, gedurende die kruis, en die oorwinning daarna, en die dood wat u en ek sou gesterf is daar vir ons oorwin. En dit is 'n genadegawe wat vir ons beskikbaar is. Leraar Wenden sluit af met 'n storie, soos net hy kan, en hy kan dit baie beter doen. Tyd gaan my nie toelaat om vandag die hele storie te lees nie, maar kom ek vertel hier van Lennard die wolf. Lennard die wolf het senuweeagtig begin raak. Sy wolwefamilie het om dieselfde troppe skape rondgehang, en die trop was altyd in die wolwe se gesig. Hierdie was dood vir dieetkundige redes, soos wat julle kan dink. Wat Lennard regtig bekommer het, was sy mense se vreemde idee om skape te probeer naboots, sodat die wolwe so naas moontlik aan die skape in die trop kan bly, sonder dat hulle iets vermoed. Elke naweek moes Lennard saam met die ander wolwe skaapvelle aantrek. Hulle het dan saam met die trop skape na die skaapkraal beweeg, waar een van die assistentherders die skape gedrill het oor hoe om 'n beter skaap te wees. Die regte skape van die kudde het aandagtig geluister, en het gebleik of hulle werklik iets uit hierdie praatjies geput het, of hulle een van hulle iets gekry het, energie, wat hulle gehelp het om 'n beter skaap te wees. Maar weer, daar was baie wolwe ook daar, geklee in hulle eie skaapvelle, wat ook voorgee dat hulle skape is, en het gehoop om die ander skape te flous, selfs die ander wolwe, nie Lennard nie. Kyk, hy kon hulle raaksting sodra die vergadering verdaag het. Dit is maklik. Die meeste van hulle het huis toe gegaan, hulle skaapvelle uitgetrek, en die res van die lewe, vir res van die week, soos wolwe gelewe. Vreemd genoeg het Lennard se familie heeltyd hulle skaapvelle gedra. Lennard het hulle nooit daarsonder gesien nie. Miskien het hulle gedink dat as hulle lank genoeg die skaapvelle dra, hulle eendag in skape sal verander. En dan praat Lennard oor 'n periode van tyd, hoe hy geworstel het met hierdie ding. Hoe is dit moontlik dat hy, wat 'n wolfhart het, en selfs skaapvelle aantrek, nie hierdie oorwinning kry nie, en hoe hy as 'n wolf nie in 'n skaap verander nie? Hy het homself gedwing om skaappamflette te gaan uitdeel in die gemeenskap, traktate, om vir mense te verduidelik, hoe goed is dit om 'n skaap te wees? Skaapskool was onwerklik. By die skaapskool, net soos die naweek skaapkraal byeenkomste, was die leerlinge, was daar net 'n paar van hulle wat hy kon sien. Hulle was regte skape. Ek wil die hele ding net los, sê Lennard eendag vir een van sy vriende. Ek wil uit die tronk uit ontsnap en pret hê. Ek ook, sê Henry, Lennard se vriend. En eendag in die klas is daar een van die skape wat hoor hoe Lennard en sy vriend praat. Sy wag toe dat hulle verdaag, en na die tyd gaan sy na Lennard toe. En sy sê vir Lennard, Lennard, wil jy graag oor hierdie skaap maak proses praat? Wel, hoekom nie, het Lennard gedink. Al het hy geweet dat sy is 'n regte skaap, het hy onmoontlik verstaan dat sy kan weet hoe hy regtig voel binne hom, maar die skaap, Wendy was haar naam, het aandagtig geluister terwyl Lennard oor sy frustrasies praat en sy hart uitstort, en sy sê vir hom, Lennard, toe hy klaar was, ek weet presies hoe jy voel. Jy sien, tot 'n paar jaar gelede was ek ook 'n wolf, sê Wendy vir hom. Lennard sy ore gespits. 'n Wolf, Wendy. Sy is dan 'n skaap. So duidelik vir almal, sy is 'n skaap. 'n Oulike skaapie. Ek het groot geword soos jy, sê Wendy. Ek was gedwing om soos 'n skaap te lewe, en ek het elke minuut daarvan gehaat. My mense was soos joune, wolwe wat net die velle aangetrek het van die skape.
Al het hulle waarskynlik regtig probeer om skape te wees en uiteindelik kon ek dit nie langer vat nie. Ek het gevoel ek moes net wegkom. Ek myself gevind, of ek wil myself vind, en ek het weggehardloop en by 'n groot trop wolwe gaan aansluit. Vir 'n ruk het ek 'n wonderlike tyd gehad. Net om te doen wat ek wou doen, wanneer ek wou doen. Maar ek het redelik gou uitgevind dat dit nie regtig soveel pret was as wat ek altyd gedink het wat dit sou wees nie. Terloops, dit was ook 'n astronomiese dierproses om die wêreld se plesiere na te jaag. Maar toe ek my geld oplaas raak, my gesondheid wat skade gelei het, en die opwinding wat net tydelik was, was daar nog steeds 'n baie diep gat binne in my hart. En een hand het ek besluit om 'n einde daaraan te maak. Ek het besluit ek gaan voor 'n voertuig gaan hardloop en het alles net beëindig. Ek het dan mos nou alles probeer. My oog vang toe die hoofherder se handleiding wat daar stof vergader het op my tafel. Iets het my hart gespreek en ek het begin lees. Hierdie keer nie omdat iemand my gedwing het, en ek was verstom. Ek het verwag om lyste en reëls en breel te ervaar en te sien, maar in plaas daarvan, Lennard, het ek die mooiste storie gevind wat ek nog ooit gehoor het. Dit het van 'n tyd lang gelede, toe daar nie wolwe was nie. Daar was een groot wolf, en hy het met die hoofherder beklei. En hierdie wolf het die herder se kudde aangeval. En hy het met mag en mening probeer om hulle almal in wolwe te verander. En van daardie tyd af is ons geskei van die hoofherder. So er is geen wonder dat ons die dinge van wolwe geniet nie. Maar die hoofherder het ons steeds lief gehad. Hy het 'n lam geword, om die waarheid te sê. En hy het afgekom van sy hemelse troon en vir ons gesterf, sodat enige wolf ook 'n lam kan word. En 'n kans kan kry om 'n ewige lewe in die plek vol groen weivelde en na stille waters toe te kan gaan. Ek het gelees tot ek nie meer kon wakker bly nie. Maar toe daardie aand aan die slaap raak, het ek gevind waarna ek heeltyd gesoek het. Ek het die beste vriend in die hele wêreld gevind. En om te dink dat in al daardie tyd in skaapskool het ek van hom weggehardloop. Ek het iemand gevind wat my lief gehad het met 'n perfekte liefde. Iemand wat my aanvaar in plaas daarvan om my te veroordeel. Iemand wat my gelukkiger sou maak as wat ek ooit gewaag het om te droom. Na daardie dag het ek tyd spandeer om hierdie herder te leer ken. Ek het met ander skape oor hom gepraat en ek het opgemerk iets het begin gebeur in my hart. Dit was baie vreemd vir my, op een of ander manier, 'n onverklaarbare manier. Het ek binne agterkom die dinge wat ek eens geniet het om saam met die ander wolwe te doen, terwyl ek besig was om skaap te word, was nie meer so belangrik nie, was nie meer so lekker nie. Die plesier was van korter en korter duur, tot ek het glad nie meer geniet het nie. En ek het baie meer opgewonde geraak oor die gewoontes en die dinge van die skape. En toe kom ek eendag agter hoekom. Lennard, ek het ontdek, ek het 'n ware skaap geraak. Nie net 'n wolf in skaapveldklere nie. Jy kan nie glo hoe gelukkig is ek nie. Lennard het vir 'n paar uur na Wendy geluister en geweet dat sy iets ontdek het wat hy so bitter graag wil hê. Daardie aand het hy huis toe gegaan, 'n stilplek gekry waar hy alleen kon wees. En hy het aan die herder, die hoofherder, sy hart uitgestort. En voordat hy daardie nag ingesluimer het, het hy sy skaapvel gaan weggooi. Want nou het hy dit nie meer nodig nie. Hy was besig om 'n ware skaap te word. Geregtigheid deur geloof, julle, is 'n proses van bewusmaking word van wie en wat God is, wat hy vir ons gedoen het, wat hy vir ons beteken, wat hy nog steeds vir ons doen, en hierdie geskenk wat hy nog steeds vir ons gee, en aanbied dag na dag. Die woord sê,
Hy klop elke liewe dag aan ons hartsdeure. In geloof vra hy ons om ons harte oop te maak vir hom, dat hy kan kom lewe in ons harte, dat hy ons kan verander om te word soos die hoofherder, die perfekte voorbeeld en in die voetspore van Jesus, sy seun, te kom loop, toe hy op aarde gelewe het, toe hy vir ons gesterf het, eerder as wat hy sy aansienlike skepingskrag kon gebruik het, om ons te vernietig, die dood te oorwin namens ons, en nou nog steeds intree, en nog steeds aan ons harte klop, elke liewe dag. En as u vanoggend hier sit en sê, maar Aubrey, ek het dit nog nie ondervind nie. Ek het nog nie hierdie ondervinding wat Lennard en Wendy, waarvan julle praat nie. Dan nooi ek u vanoggend om selfs dit na die Here toe te neem. Want selfs die krag om die deur oop te maak, kom van hom af. Om daardie deur oop te hou, is nie 'n krag wat uit u en my kom nie. Die verskil tussen Dawid en Salomo was eenvoudig. Dawid het heeltyd na God toe gegaan, hy het geweet sy redding kom van God af. Hy het dit self probeer uitwerk. En daarom wil ek u nooi, wanneer ons afsluit met gebed, selfs wanneer u nie so voel nie, en elke liewe dag daarna, by die gebed, dat ons nou gaan bid, dat ons vir die Here sal vra, dat hy selfs daardie krag, die geskenk wat elke dag verniet vir ons gee, dat hy vir ons die krag sal gee, om daardie uitnodiging te aanvaar. Kom ons sluit ons so. Liefdevolle Here, dankie vir u woord, dankie vir die getroue voorbeeld wat u gestel het, dat u kom wys het, dat u eerste van alles, op u Vader, ons Vader, vertrou, soveel so dat u lewe afgelê het en u gees in sy hande oorgelaat het. Dis die vertroue wat u gehad het, al het dit nie so gevoel as 'n mens, gedurende daai moeilike periode nie. En Here, dankie dat u die dood namens ons oorwin het. Dinge is die mekaar, Here, dinge is besig. En daarom bid ek vanoggend vir elkeen wat hier is, wat nie hier kan wees nie, maar wat na hierdie boodskap luister. Geef ons die krag, Here, om te reageer op hierdie uitnodiging, dat u in ons harte kom lewe, dat ons u kleed van geregtigheid kan aantrek, dat ons sal besef wat u vir ons gedoen het en nog steeds doen, en dat by ons so ontsaglike passie vir u en vir u liefde sal ontketen en 'n vuur in ons harte sal warm maak en wakker maak, wat nie uitgeblus kan word nie. Dat ons so opgewonde is dat ons dit met ander sal deel en dat hulle ook sal smag en sal besef die gat in ons hart word net deur u gevul. Dankie dat u dit vir ons moontlik gemaak het, nog steeds moontlik maak. En ek vra asseblief, red ons, o Vader, want ons kan dit nie uit ons eie krag doen nie. Amen.